lekker. Goeienaand en Dan sê jy, Rassie. Kasie, Kali Klassiek. as hy manne, Lekker. lekker om hier te wees. Ons wizard ding hier so. Kom ons kyk of China vir ons wizard weekend ons keer. Hy Die daar. week. Shanghai International Circuit. Okay. Wat sê wat Maar sê jy die klink- verskil tussen ons en hulle? Te lank. Ek van ja, Nee, so die reis minder as Australië. oggend Vir ons. vir ons en Vir ons. 4 die middag daarso. Ja. Okay, so is al amper maandag. Amper maandag. So dit is weer eens 'n oggendreis, is deel van die flyways. So kwali is 10 uur, reg? Quali gaan 7 uur wees. Hy's gewoonlik 2 uur vroeër. O, is dit vroeg? Ja. Maar die Quali naweek is kwali 7 uur, maar die reis is 6 uur. 6 uur gewees. Ek Ja. my by hulle is dit anders. Ja. Okay, ek sê dit. Okay, so is weer 7 uur nie. Wel, ons kan altyd kyk, maar die punt is 'n great trek Ja. die naweek. Baie cool uit. Ek dink wat ons het is 'n fantastiese naweek wat voorlê. Dis droog. Okay, dis bietjie bewolk Sondag, maar ek meen dit is pretty much normaal. 25 grade. Ja, so Saterdagoggend is quali 9 uur. Rassie 9 uur. Ook okay. 9 uur. Dit Reis is wat? die reis is Sondagoggend 9 uur. 9 uur, ja. Baie wonderlik. Okay, so Easy. Ehm, Want dan 23 Maart, Ja. jy mis nie. Okay, dit is 'n 56 lap race. Hooplik is dit droog. Dit is 'n baan waar Lando Norris sê McLaren rarig en sterk wees. Die lap rekord word deur 'n Ferrari gehou. Michael Schumacher in die V10 era in 2004. Ja, 1:32.2. moontlik. Want hy was net daai, hy was net so goed. So kyk maar Track Evolution. Wel, ek Die rosie Well, hoor. ons is nou in 2025. Trek hier Ons uit. en na 21 jaar is hy nog steeds nie ge-evolutionized nie. Daai is brilliant, Kali. Dit is so goed. Track Ja. Evolution. So Yes, boys. 5 en 4 km soos van die langer bane. As ons bietjie inzoom op die baan self O, krisis. Maria en Zoom, en Maria. jy sal ons sien daarso by die beginpunt baie interessante draai. Infamously in 2004 Michael Schumacher gaan in quali 2 uit, spin die kar en begin van die pitlyn af. Rubens Sorry, jy het nou gesê 2000? 4. Dis die 2004. eerste Grand Prix wat in Shanghai gehou word. Baie tricky draai. Dis soos 'n double apex corner. Maar dit is cool, hè? Dis Jy kan met- 'n interessante jy- draai daai, né? Ja, Ek wil weer die track. Dit 'n DRS sone wat ingaan en dan moet jy baie wyd ingaan. Dis waar infamously Danny Kvyat homself is die Russian torpedo gekry het en Vettel en Raikkonen swaalf semi uitgevat daar. Dan het jy draai 2 en 3. 3 is baie belangrik. Jy moet patient op die throttle wees en jy moet off short shift en jy moet goeie traction hê want hy lead in 4 uit wat dan so 'n stukkie stryd wat vir jou 'n overtaking opportunity in 6 ingee. Slingshot. Daarso gaan jy dan kan of 'n switcheroo doen soos hulle sê as jy 'n overtaking doen wat jou opset vir eider aan die buitekant, maar by draai 7 is daar nie baie grip aan die buitekant. Onthou die baan word nie baie gebruik nie. So dit gaan stowwerig wees offline en dit is as dit glibberig as dit nat is as dit Met ander woorde, jy gaan nie baie graag buite om wil en, verby nie. en as dit droog is, is hy obviously Seep. ook baie glyrig want as Wow. of van die marbles by die Yes. tires af. Oh, okay. So tire degradation Oh, gaan op die lyn. ja, tire degradation gaan nog hulle 'n ding wees hierso want jy het baie medium high speed corners hierso. So as jy Okay. omgaan, draai 7, draai 8 is verskriklik nice want jy kan baie spoed indra, maar jy kan 9 overshoot. So dis 'n double left-hander corner. Ander woorde, daar Austrian vibes daar op. Hy Of is bietjie Silverstone vibes daarso, né? daar skiet die rookies weer almal weer verby. eens, iemand soos Lewis Hamilton het en Max Verstappen het van 8 af baie naby gebly en uitgekom vir 9 om 'n overtaking opportunity te maak. Raikkonen het ook baie mooi gedoen in 2007 met Hamilton.
en dan het jy 10 wat so half flat out is want jy accelerate uit 9 uit. Ja. Dan breek jy hard vir 11. 11 is Sien, maar hy belangrik. kom Jou al- entry vir 11 moet goed wees want jy het 'n weer eens soos wat draai 1 is, Ja. 'n double apex. Nou hier's waar Michael Schumacher in die race 'n traction control failure gehad het. Hy het gespin besig om deur die veld te kom Is dit hoe hy die fase trek opgesit het? en toe het hy deur die veld gekom in die fase Helikopter. Ja. So Ek sien daar by draai 11 is 'n Haas met 'n Gazoo Racing sticker wat daar oor die curb shortcut oor die Ja. berg terug op sektor 3 gaan. So hierso gaan jy 'n baie goeie balans hê. Ek bedoel obviously DRS verlede jaar het ons nou obviously ons infamous Lance Stroll en Ricciardo ingehad. Ja. Dit sê ouens, hier is waar 5 ligte begin het. Goeienaand almal en baie welkom by 5 ligte. Ek is Eddie en dit is Rassie. En ons praat Formule 1 in Afrikaans, Rassie. Nou, goodness. Ek meen, let's be honest, niemand doen F1 in Afrikaans hier in hierdie Ja, gedeelte van die kan wêreld. eintlik uitdagend wees, hè? Kan, hè? Renjaar en Ja, wetren, en drukvlerk. drukvlek. Verstaan jy, dis so hoe Afrikaans is. Don't touch me on my drukvlek. Exactly. So, welkom. Ons wil regtig net kommunikeer rondom Formule 1. Ons is 2 fans wat love om F1 saam te kyk en ons is al F1 fans vir jare. As ek praat van seentjie van 4-5 jaar oud, ek dink vir Rassie presies dieselfde. So ons is nie onlangs se draafs is baie fans nie, nee Rassie. Ja, ag myne is daarom nie 5 nie, maar kom sê so 15. Ja, Net so 10 jaar op Jakob. Exactly, maar al wat ek net sê is ons is nie onlangs se fans nie, so ons het dan so bietjie van die V10, V12 era gehad. So as jy vir my sê wie is Tarso Marquez, gaan ek vir jou presies kan sê hy het vir Minardi en Terrell gery, okay? En Ukyo Katayama, okay? So daarna gaan ons weet presies wie's verlede jaar met die Dis reg, ja. So, Wat is dit anniversary? ja, Dis anniversary, ouens. Hey, vat hom. It's a proper 12 months. Proper 12 months, man. man. Nee, wat daai. Nee. Dude. So, Lekker man, Met hè. julle Erasmus, julle proper 12. Julle is on fire vanaand. Ons Ek voel aan die brand. Yes, ek gaan net 'n kaartjie vat. Roep my as julle reg is vir my. Want jy veel aan die brand het Kali het nie eens die timer aangesit nie. So Weet ek nie. I love it. En dan het jy Ek nou te laat. nou is dit waar jy die balans in jou setup moet vind, want draai 13 is nie flat out nie. Nog okay. nie. Jy moet 'n balans vind. Goeie entry in 11, patient in 12 en 13 accelerate jy Jy sal Leclerc se sterkpunt nie. nee, obviously nie. Nee, evidently not. En dan het jy 'n lang stryd. So dis nou waar daar 'n clampdown sien ek nou wat die FIA weer gaan doen met Ja? Wel ja, ek het met gesien. die McLaren's. met flexi wings, Well, slot gaps Okay, nou ek het 'n vraag gehou van en nou. die rear wings. Want oral waar ek nou dit gesien het, is die McLaren as 'n voorbeeld gebruik. Is dit Baku van verlede jaar se foto's? So ja, so jy kan nog steeds sien Ferrari dieselfde. Daai rear wing maak nog steeds so. Al wat hy doen, hy flex nie. Hy maak dit oop. Wat beteken? Jy ran 'n laer wing, Ja. minder drag of jy kan 'n hoër rear wing hê. Yes. Jy het minder drag, het meer downforce, maar jy verloor die straight line speed nie. So dit is die Maar nou, verskil wat dit Is McLaren die enigste een wat dit doen? Want ek wil nou net sê, Ferrari het dit, Mercedes, het dit, Red Bull het dit ook. maar hulle mou nie mense. en hierdie jaar gaan Williams dit ook hê. Ek glo Praat jy nou? dit kom. Ja. So ja, dan is dit 'n So wat gaan die FIA doen? Gaan hulle dit weer ban of wat? ek dink hulle gaan net baie groot glas op dit sit.
Okay? Teleskoop. Okay, so jy weet, Kali, as jy miskien dalk net gou kan inzoom hierso. Ek het 'n Maak so. 2023 Ferrari hierso wat Charles net hierso gaan staan en staan so ek Staan weet so? nie naweek. Kom ons Charles so droog hierso. Want Was dit laas jaar se Ferrari? Ja, okay. is 2023 sin, dis Ja, hy het niks okay. gewen nie. Dit was 'n so- droë jaar. So Ja, ek vat my hand weg. daar's hy. So Dit wat mooi. gebeur is hierso is het jy jou meganisme vir die DRS hierso. Mhm. En dan wat gebeur is wat Ferrari nou gedoen het is hier hulle het 'n tweede paneel ingebring hier en wat daar kom is 'n gap hierso. Yes. So hulle het hierdie ronding hierso baie vernou en die gap het ingekom hierso waar hierdie gedeelte van die DRS flap wat met oopmaak, wat daai gedeelte waar die Ferrari staan hierso, het hulle so bietjie gelig. So hierso gaan jy nou 'n gat sien. Permanente hierso. gat. Presies. So wanneer hy oopmaak, het hulle meer spoed. Ja. Wanneer hy toemaak, verloor hulle nie so baie spoed nie, hy het minder drag. Okay, so drag is die ding wat jou stadiger maak. Dis hom. Ja. So dit beteken jou kar produce baie downforce en hy bied meer weerstand. So gaan hulle die wing se ek bedoel die hele purpose van die rear wing is om grip vir jou te gee om stadiger spoed draaie, ofwel hoë spoed draai, maar omdraaie, reg? Presies. So Ja. gaan hulle die surface groter maak om op te maak vir die gat wat hulle maak. Nee, so ek dink hulle gaan kyk na die afmetings. Kyk, jy het 'n spesifikasie waarin jy moet voldoen. Moet So jy het as so dit wat minimum grootte. ja, so wat die FIA doen is hulle het spesifieke tools waar hulle meet die hoogte van die kar, die hoogte van jou wing, die gaps. So al daai goed raak belangrik. So hoekom ek dit sê is as jy goeie downforce kan skep, okay? En jy kan nog steeds 'n hoë spoed en ons weet Red Bull is en McLaren was baie goed met dit en Ferrari het opgevang en ek dink Merc Gevang. ja, is dat jy kom met 'n baie hoë spoed en DRS in draai 14 in. Draai 14 is 'n uitleier. Want jy kan tradisioneel doen jy omtrent amper wat 330, 334, 40, 340 km/h daarso. En dan kom jy by die hairpin in. Okay? En dis waar Schumacher destyds in 2004 weer eens al die Kersmisliggies op sy stuurwiel aangesit het. Daar's toe hy en Christian Klein in die Jaguar vasgery het, toe Jaguar nog in Formula 1 was. Ja. En nie meer 'n klomp EV's maak nie. En jy is goed in Formula 1 net so te lips. Wel ek bly vir Visie op. definitief nie 5 ligte nie. Nee, 5 LED's gee om. 5 LEDs. 5 LEDs ja. Ons is ek like daai een. Ons is 5 legends. Ons is ja, sy pap. Hey Rosie, daar's is wat Daar sê hier kom hy nou. En papa. Welkom terug. Welkom terug. Kom hier te wees. Dan jy draai 15 wat nie ons reg tel as 'n draai nie. Dan draai 16. So. Daarso is dit 'n lift. Dis nie 'n braking nie. So baie spoed, maar verlede jaar is ons daar gesien in steede van die runoff area het hulle nou 'n stukkie gravel daar ingebring. Ooh, pret. So dit het Carlos Sainz, Alonso, Ja. almal uitgevang daarso. Daar het 'n stukkie AstroTurf daar gewees. Daar was. So nou is daar gravel, so nou moet jy binne track limits daar bly. Kyk uit vir track limits die naweek weer eens. En dan het jy jou DRS sone weer eens op die start of finish. Hoekom is draai 16 lift en nie brake nie? Draai 16. Ja. Want dis waar jy gaan engine braking doen daarso. Wow, okay. So jy sal eerder lift en jou harvesting aansit daarso Ja. en dan vroeër op die throttle klim. Vinniger en Maar makliker iets wat ek nogal genoot is en julle kan my korrigeer as ek verkeerd is. Maar iets wat ek opgetel het met wat ek geluister het met McLaren, Mercedes en veral die Red Bull of actually die Mercedes engine spesifiek. Ja. Is wanneer hy afgear, nê, dan staan dis so ek onthou baie van julle wat ou Formula 1 fans was. Red Bull was die katalysator of die pioneer vir die blown diffuser.
So hulle wat die blou diffuser gedoen het is hy het warm lug gevat en afgeblaas na die diffuser toe om meer downforce te create. So ek het die naweek gehoor toe die ouens van die throttle afklim, dan blaas hy, dan hoor ek daai selfe geluid waar daai engine Ek weet waarvan jy praat. Ja. En onthou net hulle blaas vloer toe. Jy het langs my gesit terwyl jy het agtergekom het. Ek het ja. Sorry, ek het 'n bietjie droë mangoes geëet. Dis dalk die blaas wat jy gehoor. Dit wat waar die probleme gekom het. So in elk geval op daai mango note, okay? Jy Vesel, seker dat jy papayas gehad het. veselperske. Nee, So dis 'n goeie punt. so uitstekende trek om te jaag. Geen joke. Baie lekker. En ja, ek dink as dit droog gaan bly, gaan ons 'n McLaren, Ferrari en 'n Red Bull fight sien. En Merc, Met al 6 drywers. ek dink so. Dink jy Liam Lawson gaan kerf vashou om die Ja, maar hy sê Mercy of 'n Ferrari of 'n McLaren nie. Weet nie. Give me aan Eddie Powley en Bob. My twee ouens, Jy gaan groot. my 4 ouens wat ek gaan dophou die naweek, of Lando kom ons sê 5 is Lando, Max, Oscar, Charles en Hamilton. en Hamilton. Want Hamilton is nog tradisioneel altyd goed om Ja. om China. Yes boys, nou praat ons. So ek dink daar lê Dan weer, Hamilton het 9 geëindig verlede jaar. hy het met 'n baie swak kar. Okay, which is fair. George het verlede jaar, ek het dit nou juis hier oopgemaak, hy het 60 geëindig verlede jaar. Maar Inteendeel, verlede jaar, kom ek sê so, die top 10 verlede jaar was eerste Max, Ja. tweede was Norris, derde was Checo. so nou wil ek sê, Tsunoda. O. nee, hy is nog nie dan. So ek wil nou sê dit ek Hy's nou daar. nee, so ek wil net sê hierso gaan tire management 'n baie groot rol speel. Ferrari gaan 'n goeie reis hê. Daar kom McLaren nou. So ek voorsien 'n two-stopper hierso. Okay. Anyone? Ja, two-stopper. As iemand baie mooi kyk na hulle tire. Ons gaan Kan op jy? geel band, Lewis Hamilton in 'n Ferrari. gaan, ons weet nog nie wat die tire allocation is vir die naweek Van nie. hierdie reis. Maar ek neem aan dis Ons sou dieselfde. stopper gaan ry. So ek neem aan is dieselfde tire allocation as Australië. Okay. Want gewoonlik Is is daar reën? daar's geen reën. Wou jy meen net indien Australië droog sou gewees het. Ek verstaan die ek hoor dit. Ja, ek dink pas die C3, C4 en C5 wat ons Ja, ek dink dit was dit. So dis dieselfde vir die baan. So ek vermoed dat as hulle mooi kyk na dit, gaan ons weer die medium en die harde band sien. Ons gaan 'n speling tussen sien en ons gaan die rooi band sien vir qualifying en practice. So ja, Superbrew. Ouens, ons is 14 mense op daai Superbrew, ons het 28. 17. Ja. 17. Ons het meer mense op Ons het dit. ten minste 20 nodig want ons 20 drivers. Kom ouens. Top 10 is punte. Asseblief. Kom jy. Hoor die En hou op sê julle is Switserland en neutraal. Julle weet wie julle is. Kies jou. Okay? Kies Kies jou iemand. span. Okay, maar Kies jou span. dis is terwyl ons nou so hard is op mekaar, né? Okay. Dis nie 3 van ons wie lê die hoogste actually tans. Jy sê, dit kan nie ek wees Wil julle nie. oor iets anders praat? Grasie. Nee, ek luister. Ek sal dit vat. Ek sal dit hard op die ken vat. Ek het die houtlepel gekry. Dankie. Okay, wonderlik. Maar Daar's 'n paar Was dit 'n pull rod of 'n push rod uitlepel? Ek probeer die storie van die feit dat kiekers al verskil gewees het. Rassie is voor, jy in die push-rod houtlepel. Ja, nee, wat. En As ek ek steeds 10de. en ek sinker dern want onder my naam staan kaptein. Verstaan jy? So ons hopelik span ons die seile boontoe. Ja, ek hoop dit kan net beter gaan hier vanaand af aan. Ja, join 5 liggers, dis 'n beroep. Asseblief. Jy sal ons almal Ja. outperform. Ons is daar 10de, 16de en 17de of so iets. So- Ja, maar nie fout maak nie. So kom ons kyk hoe loop die strategie die naweek. Mm. Ek dink dit gaan uitstekend wees. Sien uit. My top 3. Ek gaan weer eens my nek op 'n blok sit. Ek dink Ferrari het nie hulle true colors gewys nie. Ek dink die Stem. naweek gaan beter wees vir hulle. So ek gaan vir 'n Charles wen, 'n Lewis tweede en 'n Lando derde.
Charles Lewis. Of skus, Oscar derde. Ek dink Oscar is reg om Lando se pap te vreet. Hy gaan so 'n bietjie Fruit Loops uitdeel. Ek weet as nou klaar oor gepraat, maar op 'n stadium vir Oscar toe hy sy momente gehad het, sê hulle hold position en toe 'n lap later, okay, we free to race. Ja, hoe werk dit? Ek het ook daar gesit en wonder, dis die enigste call van McLaren wat ek so bietjie bevraagteken het. Kan ek net sê, ek wil net kudos gee vir Mark Webber wat daai laaitiese temperament bestuur. Oscar se. Want hy is soos 'n freaking ysmasjien. Dis cool, kalm en hy vat die stront nie. Hy is soos en tog as jy met hom praat het hy kyk so 'n bietjie sy onderhoude en daai goed. Hy het so 'n smiletjie wat hy gee. Hy gooi nie sy toys uit die kot het as hy verloor nie. En hy is ook nie overexcited as hy wen. Hy sê ja, ek het te wen fist bump. Fair, maar hy is nog nie Kimian nie. En dan het jy Norris wat al hoe meer soos 'n rich spot brat raak vir my. Ja, maar ek's jammer vir die Norris fans. Ek hoor wat jy sê. Maar weet jy wat? Hy is my die nuwe David Coulthard. Dis vir my asof dit verlede jaar kop toe gegaan het. Hy gaan nie hy gaan nie wen. Ek weet jy wat ek weet nie. Nee, Drive to Survive het so 'n bietjie vir my 'n ander perspektief op hom gesit. Miskien doen dit as sprins want hulle kweek mos nou. Hulle die Lando wave. Hulle het van die begin af gedoen. Maar tog having said that, die ouetjie groei op my. Ek Oscar sal hom nog onstop hou. Luister, ek gaan nie jokkie. Ek kan nou terug gaan na verlede jaar se episodes toe. Ek moet vir jou sê, jy het wragtig 'n 180 gemaak. Nee, 100%. Ja, maar onthou, ek het van die begin af gesê ek wil van die bra hou. Okay, maar is lucky, benefit met safety car. Dat jy 2 races kan wys. Ek weet jy is 'n multiple winner. Ja. En nou op seentjie wees raak bietjie meer ernstig en daarmee stem ek 100% saam met jou. En hy groei daarin. Hy is toe sy eerste race wen, dis hierdie is lekker, ek wil dit weer doen. Dit is nou die opofferinge werd. Hy gaan na sy kamer toe en slaap eerder voor sulke goeters om sy kop reg te kry. Ja, ek is met jou. So my vraag is. En dis Oscar wat dit ook uitbring aan hom want hy is onder pressure. Dis great. Ek love it. Ek stem saam met jou. So wanneer gaan Max verander in die Mandalorian? Wanneer hy sy swaard gaan uithaal en hy gaan begin boks. Want ja, hy het nog altyd gedoen. Hy gaan nie toelaat dat 'n baie nice vriend van hom wen nie. Hy gaan sê, luister, it's nothing personal, it's business. Hy is die freaking Ja. Ek weet ek gaan nou nie sê hy is die Trump van nie, maar hy's net soos he's not gonna lie down. Hy het daai kar tweede plek gekry. Hy gaan weer daai kar 10-1. Ek sê nou binne die top 5 insit. Ek sien nou wel 'n Ferrari 1-2 en 'n Oscar derde, maar moenie verbaas wees as Max op die podium sit. Ja. En want hy het nie die vermoë. Stem saam met jou. Wat is Max se catch-22, nee? Hy sit in 'n goeie span. Hy is die beste driver. Hy is regtig. Ja, the most talented. En hierdie Lando attitude van I'm competing against the best driver probably in the world. En dit is cute, jy weet, cute Lando, maar die McLaren is ook 'n baie goeie kar tans. Ja. Waarskynlik beter, nie waarskynlik die McLaren wat eintlik beteken is jy moet onthou Max sal cirkels om hom ry as hy in die McLaren gesit. Ja. Ek wil net gaan kwalifiseer. Jenson Button, ek love hom. Okay. Nog altyd van 'n Jenson Button in F1 in 2000 ingekom het. Ja, dit is nice ou. 2009 het hy die beste kar gehad vir meeste van die seisoen en Vettel hulle het hom ingehaal aan die einde van die jaar vir Red Bull en hy het in Brazil die championship gewen. Okay? Na dit het hy baie goeie races gery vir McLaren want hy's na dit na McLaren toe, maar hy kon nie die championship replicate nie. Nou wil ek vir jou dit sê. Indien Lando wel champion is, wat ek nie dink dit gaan gebeur nie. Hy gaan 'n one-timer wees. Hy gaan 'n race wenner wees, maar as hy die championship wen, ek is mos nou nie 'n siener van Rensburg hier nie. Maar die punt is dat as hy wel dit kan doen, my vraag is, het hy die mentaliteit en die mental fortitude, okay, en die kapasiteit om 'n volle 24 seisoen dit te hou.
dieselfde mentaliteit te bou wat hy in Australië gehad het. Dink jy so nie? Iewers kom daai pressure. Weet jy- Want dit vat 2 slegte races, Ja, verseker. 2 slegte races of 2 En as jy retirements. down in the dumps. Okay. Ja. My vraag is, het hy daai max mentality of Ja. Charles of Ek dink hy is Lewis besig om dit of te Lewis? Nee, sure. Ek dink hy is besig om dit te sien. Nou. Maar ek bedoel hy's weet nog nie. hy's nou al in Dink so. wanneer sy in Formule 1 ingekom in 2019. 2019, 2018, 2019. 2019, so hy's ja. nou al 6 jaar in Formule 1. Okay. Dis Jy- Formula 1. Ja. 20 was dit dan nie? Nee. Nee, hy was voor COVID gesê. 2020 het hy sy eerste podium gekry. Okay, nee. Ja. So my punt is ek verwag van hom deur daai slegte tye moes hy nou al die mental fortitude gebou het. Maar Ja. ek stem Hey, 100% dit saam. waar ek George Russell credit, want George Russell het reg gekry met 'n swak kar Yes. in Williams wat Lando ook tot 'n sekere mate, maar ek bevraagteken kan hy het hy die longevity vir die En dit- seisoen. En dit is die rede hoekom ek vir is Oscar die bo question. Lando gesit. Dis dieselfde question wat oor Charles se kop hang ook, to be fair. Ek dink ja, fair. Dis baie fair. Ja. So neem Lando Ek- uit te sonder nie, ek dit dink- lê oor Charles Ek ook. dink Lando Ek- kan 'n championship wen net omdat hy in 'n McLaren omdat hy in die beste kar sit tans en omdat sy Okay. spanmaat dis wat ek nog van gesê het is dat Max sit met 'n catch-22. Hy is baie goed. Hy sit met 'n great span om hom. Kar is okay, maar dit is nie die beste kar nie. Maar hulle het laas jaar konstrukteurs wat 4de plek gekry. Hoeveel miljoene verloop uitgemis? Wat beteken hulle rely nou, hulle sit met demotivated mense want hulle het nie bonusse gekry nie. Hulle moet baie meer rely op sponsorship om dieselfde begroting te kan uitrol om die kar beter te maak. Hulle sit sonder Adrian Newey, bla bla bla. So wat jy nodig het op die langer termyn as jy 8 World Championships wil wen of meer is iemand wat daai tweede seat jou span Ja, op nommer 1 kry sodat die fondse kan vloei. dis reg. Nou my vraag is, hoe lank gaan Max happy wees om die beste te wees maar in die tweede beste voertuig? En terselfdertyd nie 'n spanmaat het wat hom kan ondersteun nie. Tweede beste voertuig maar 4de beste konstrukteurs. Daniel Ricciardo, if you somewhere in the world listening to this, keep yourself fit, my friend. Stop Verseker. focusing on your race because you're going to drive a Red Bull somewhere in this lifetime again. Miskien. Daai potensiaal is daar, né? Alright, Of Seb Okay. Vettel, keep yourself Achtung. Okay. top 3, Callie. Top 3. Ek gaan weer gaan wat ek vir die naweek gegaan het. McLaren 1-2. Nie heeltemal nie. Ek gaan een vir Oscar, Ja. want Oscar het vir my actually nou selfs bewys. Die naweek wat jy heel ondergeëindig het op Superbowl. Ek weet ek het eindig Hy sê- heel ondergeëindig, aandag. maar Ek ek, raad spoon net so. Maar ek staan by my punt. Oscar het vir my Nee, eintlik 'n lepel het nie 'n punt nie. al. Ek maak een. Skerpmaker, wat is hy? Ja. Daai ek maak vol. En dan het die houtlepel breek op boude, papi. Daai hy. Steek hom met die Ek het hom baie gebreek Pokémon. in my dag. Maar nou Okay, Oscar Oscar is een. Oscar het vir my gewys hierdie naweek. Daar was 'n groot deel van die reis wat actually vir Lando op pad was om hom onder baie groot druk te sit. So In reverse show. in reverse. En dan gaan ek verder gaan, né? Nou, ek gaan Charles actually 'n kans gee want ek dink tog die Ferrari. tweede plek. Ja. Ek dink tog die Ferrari het 'n goeie kans en ek dink hulle is die sterker kompetisie op hierdie stadium van die geveg vir die McLaren. Met alle eerlikheid, ek dink nie Lewis is daar nie. Hy ken nie die kars goed genoeg nie. Ek dink hy gaan hom laat verstaan jy? Okay. Laat goed, so Charles is my 2 en my derde is Lando. Oh, wow. Mm. Okay boys, julle besef ons het hoeveel rookies? Niemand was nog in China nie. Dit maak nie saak dat die reis droog is nie, want daai ouens gaan almal terugkom. Ja, maar dit is wat was hy? oor aggressief. Ja. Hierdie safety car gaan weer laps ry hierdie naweek boys. Sê papi. Dan Ja, moenie 'n fout maak nie. Ons op podiums en Alpines en Dis- Tine. Dit wat dit so moeilik maak om actually Kyk net gou weer na daai draai 1.
Ja. Ja, exactly. Verstaan jy? Sonja, Moet ons meer sê. as jy nou 'n rookie is, nee, dan gaan jy nou Maak jy nou al bietjie so. Sluit die kar voor die vierde Nee. draai. Weet jy wat, as jy soos Max simulators ry oor 'n naweek, weet jy wat se simulator gaan die rookies ry? Hulle gaan die truck driving simulator doen want hulle Mario- erebereik aan. Mario Kart. Want hulle gaan so stadig Dan gaan jy, dit gaan want hulle wil net hierdie actually seisoen hulle wil net hulle gaan net 'n lap wil klaarmaak. is 'n amazing seisoen, papa. Ek sê vir jou, hierdie rookies gaan vir ons 'n heel nuwe dimensie bring in hierdie want al die rookies, as er een of twee rookies is wat laas naweek afgegly het, dan sou hulle bietjie meer rustig gewees het. Maar nou het almal afgegly. Nou wil almal want jy weet hoe werk roulette. Ja. Jy verdubbel, jy kan elke keer of op rooi of op swart bet en elke keer moet jy net verdubbel, né? So nie Russian roulette, net roulette. So die prinsip is dat as jy elke keer jou vorige bet verdubbel, gaan jy altyd terugwen wat jy in die vorige ronde verloor het, indien jy verloor het. Maar die oomblik as jy 2 of 3 keer in 'n ry wen, dan wen jy meer as wat jy sou gewen het. Daai selfde beginsel hierso is as jy laasweek uitgespin het, dan moet jy dubbel so hard terugkom, anders kom jy net gewoonweg terug en jy gain nog nie. Jy moet nou terugkom waar jou traject sou gewees het as jy laasweek goed gedoen het. Ja. Ons nou 'n rookie se kop ook weg. Ja. Verseker. Nee, jy moet bou op jou performance. En die pressure is aan en daar's 'n klomp van hulle. Dis En almal niemand van gaan hulle. hulle klaarmaak nie. En almal van hulle is soos ek gaan dalk weer afspin, maar gaan die eerste afspin nie. Okay. So hier is die ding, jou top 3. Dat is hoor ras. Kom Williams reis nie. My top 3, McCracken langs die kant. yes, dis moeilik. Ek dink alles Ja, wag, die kies jou 3. McLarens is great. Lando, Max en Lando gaan op die podium wees. Max gaan flap it. Nee, ek sien nog nie 'n Charles. Wie het laas jaar gewen, Callie? Laas jaar gewen in Max. Hoekom soek jy? Wat soek jy? Die top 3? Soek jy die top 5? Die kar vol verlede jaar. Ja, ek bring net 'n bietjie konteks by die tafel sit. Max, Norris, Checo is nie met daar nie. Dan was dit Leclerc, En 50. Chelsea, 5de was Carlos. Bietjie man se brei. Okay, ek dink weet jy wat sal ek sê? Ek sal sê Lando 1, Okay. dan gaan ek sê Max 2. En dan sal ek vir Charles op 3 sit. Okay. En Is dan fair. sal ek vir Oscar insit. Dan sal ek vir Hamilton insit. Paul? Ons nog hierdie vraag, sê nie. Nee, ons het Wie nog gaan- al die daai in, né? Wie gaan die Paul vat? Dis 'n moeilike een. Max Verstappen. Vir jou, Callie? Ek is in 2 actually. Ek is tussen want Ferrari het vir my nou die dag baie goed gelyk of Ferrari is tradisioneel ook relatief goed op quali, maar hulle is goed om hulle kar op te stel vir 'n quali. So ek is tussen Charles en Lando. Lando die laaste tye verlede jaar het hy dit baie goed reg gekry om pole positions te vat. Ek kan nie sê hy kan weet wat om daarna te doen nie, maar om 'n pole te kry was Lando nogal redelik gemaklik op. Ek bedoel hy het 'n klomp poles gekry. Ek sê nie noodwendig Maar hulle almal wen nie. Nee, hy kan nie wegspring nie. Alhoewel die naweek kon hy dit actually die naweek gaan ek hom gee. Hy het Hy regtig het laas jaar ook Bitter goed, Hy het hè. reggekom ook laas jaar. Einde. uit 1 of 2 het hy 'n goeie het hy daar het hy 'n goeie wegspring gehad. So ek dink hy bou dalk daarop. Dis hoekom ek sê dan So groei in 'n champion. Nee, ek gee hom dit toe. Hy is besig om te groei. Alhoewel hy moet net onthou hy het 'n span wat besig is om saam met hom te groei en ek dink dis waar sy knak gaan kom. Want ek is bevrees dit gaan in Lando se kop invaar. Hy is ongelukkig die tipe ou wat dis die klas van goed wat in sy kop gaan ingaan en hy gaan 'n groot kop kry. Terwyl Oscar gee vir my meer daai kalm, rustige, weet jy wat? So Dit faze my nie. dis hoekom ek sê my Wuang Paul van die week. Okay. Alex Albon. Is
Oscar Piastri. Ek dink ek sê hy gaan Ja, wen. dit sal die beste wees vir Hy die gaan Paul kry. Weet jy hoekom het ek hom nog nie opgesit nie, want hy het nog nooit 'n Paul gehad nie. Hy het nie qualifying is 'n Achilles heel nog op die Yes. wedstryd vir hom, maar ek dink hy gaan dit regkry hierdie jaar en ek dink dit hy Hy gaan gaan Ek sal kry, ja. mal wees daaroor Ja, om hom ja, op hy gaan dit 'n hierdie Paul te sit. So, Ek dink ook hy gaan dit reg kry. Ek dink iewers gaan dit kom en Gister waar Lando. maar ek dink hy ry wen nie. Okay, great. Ek het 'n voorstel. Sal ons nie ons superbroeggroep se wenner op die einde van die seisoen dalk hier by ons laat sit vir 'n episode? Presies. En onthou net, julle wen 'n 5 ligte weekie. daar's hy. Julle gaan 'n 5 ligte wyntjie kry en jy gaan 'n 5 ligte koppie kry. Vir jou koffie in die oggend. Drink jou wyn en Okay. koppie met jou weekie. Verstaan jy? So, Net so. moenie Temu toe gaan en daai stupid koppies koop nie. Speel jou superbrew. Ja. Okay. En dan Verstaan jy? Okay, ouens. Help my op by daai Ek houtlepel dink verby dit te sal kom. Baie exciting wees om te sien 'n ou wat 'n superbroer wen oor 'n hele seisoen. Obviously moet weet waarvan hy praat. En ek dink dit sal great wees om so ou se opinie. Hier by ons te kom laat Want hier sit. sit ons drie, ons weet apparently niks nie want ons is die tailenders van ons eie groep hè. Presies. So kom, Maar- kom almal ons Maar dis amazing. Ja. So, kom ons gee vir julle gou die tye van die naweek as jy Daar's hy. free practice. Dis 'n sprint weekend. What? Boy. Dit gaan lekker wees. Wow, Wag, daar gooi jy nou die hele van. Ons het dit heeltemal gemis. Dis 'n Oh my sprint weekend. Nee. Okay. So, Okay, cancel, rekord van vooraf. okay. Dit is practice 1 06:30 21 Maart. Is dit Vrydagoggend? Ja. Dan is dit sprint qualifying Die Vrydag is vakansiedag. 10. Ja. Wonderlik. Geniet dit. Brekkie braai. Verstaan? Nou praai jy, ek het 'n troue aan. Was jammer om van jou nonsens Probleem te hoor, maar hulle trou nie in die oggend nie. Hey, wel, dan kan jy join. Brekkie, vat ons. Sprint Saterdagoggend 5:00 tot 6:00. Is dit sprint 5:00 in die oggend? Yes. Wonderlik. Verstaan jy? En dan En dan kwalie later. qualifying is 9:00 tot 10:00 Oh, brekkie. Braai brekkie. en dan die reis is 9:00. Okay? Wonderlik. Hoe Maar eers op Sondag. Verstaan jy? Gelukkig kerk begin nie 9:00 nie, né? Jy dit doen. Doen dit. Mm. O, okay. So, Kom ons stream die Japaneese kerk. Of sorry, Chinese die kerk. onder Chinese kerk. Watter kerk begin 8:00? Die een in Indië. O, daai een nou. Okay, ons gaan hom stream een in Brackenfell. Nee, in 'n Brackenfell. ons stream 'n Australiese kerk 3:00 in die oggend. Okay. Ja, daar praat jy nou. Nederland. Dan kan jy nog 'n uitrus. Ek het 'n maatjie Nico, ons stuur vir ons die link van jou kerk aan Nieu-Seeland. Ons wil jou kerk stream. Ja, ons wil net kyk hoe lyk dit, jy weet. Mm. So 'n bietjie ervaring op doen. Maar lyk. eens, ek sien uit. Ja, ek sien uit. Exciting. Jare goed begin. Sien Absoluut. uit na China Ja. en Ek sien uit na Callie se houtlepel. verstaan jy? Dis al Jesus, van boys. nou uit. Ons al verskil is gaan dit pushrod of pullrod wees. Ja. Dis Verstaan jy? Ja, Okay. ja. Maar ouens, geniet dit. Join die Superbrew en dan weet jy kan wen. Subscribe, like, share. Jou pole position lap gaan ook opkom hierdie week. Moenie verbaas wees as ons 'n V10 uitdruk hierdie week vir die pole position lap nie, want dit klink net glorious. En dan sien ons julle volgende week hopelik met 'n verrassing. Ons sien julle volgende keer.